Laat ons Vrydag laaitjies gebring, want dan nou op Vrydag begin het. So sê hulle nog so 'n bietjie wag tot Maandag, maar asseblief bring die kinders, dis nie net vir ons gemeente se kinders nie. So as jou bure se kinders wil bring, hulle is almal baie welkom van 10:00 tot 10:00 hier by die kerk. Baie dankie Karin, ons is baie dankbaar. Soos jy weet het ons in Roan so laas jaar se kant dink ek, het hulle so met 'n jeuggroepie begin hier by die gemeente en daar's 'n mooi klompie, party ander tot 22 jong mense. So ons die Here dankbaar en weet jy want daar moet jonger mense met jonger mense werk. Ons word te oud. Jy weet, ons sal soos hulle voog wees. Jy weet, soos die priest, jy weet soos die oupa, die paas en die maas, maar mens word op 'n stadium wat jy besef net, ons is nie meer by nie. Weet hulle musiek is ons nie meer by nie. Ons is net met niks meer by nie. So julle baie dankie vanmôre. Daarom fokus ons ook in ons gemeente om bietjie die verandering ook van hoe ons dit doen. Ons moet ons jonger mense ook betrek by ons dienste. Weet ons sê ons bedien van 5 tot 80 en ons kan nie net vir die 80-jariges bedien nie. Amen. Ons moet vir die 5-jariges ook bedien. Broer, suster, ons wil vanmôre gaan ons bietjie met u praat. Gaan nou net gou hierdie, daar uitgaan. Ek wil vanmôre begin deur ek net so 'n versie vir 2 versies vir julle. As julle nou daar kan sien op die bord, daai 2 versies daar. Die eerste versie vind jy daar in 2 Korintiërs 4 vers 5. En daar staan so mooi sê, want ons verkondig nie onsself nie. Maar hoor wat sê, maar Christus Jesus as Here en onsself as julle diensknegte om Jesus ontwil. Hoor wat sê Paulus? Hy sê ons verkondig nie onsself nie. Wie verkondig ons? Jesus Christus. Daarom sê ons altyd, ons is nie die NG Kerk, ons is die kerk van Jesus Christus. Wat my so mooi is dat, jy weet, Jesus sê self, ek sal my kerk bou. Geliefdes, ons is nie besig om 'n denominasie te bou nie. Ons is besig om die koninkryk van God, om Jesus se kerk te bou. Ja, binnekant 'n denominasie, natuurlik. Maar ons bou die kerk van Jesus Christus. In die tweede versie sal iemand, daar kan julle nou sien, dit staan in die Bybel 2 Korintiërs 4 vers 5. In die tweede versie is so mooi, skryf Paulus, hy sê, maar ons, in 1 Korintiërs 1 vers 23, kyk hoe mooi sê dit, hy sê, maar ons verkondig Christus, wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Met ander woorde, wat sê hy? Ons verkondig. Ek meen, naas Jesus Christus was Paulus die mees prominentste, invloedrykste persoon in die Christelike kerk. Hy het 13 van die Nuwe Testamentiese briewe geskryf. Ek meen, niemand het meer as hy geskryf. Niemand het 'n groter invloed in die Christelike wêreld gehad, of in daai wêreld gehad as Paulus nie. En daarom wil ek vanmôre vir julle vra, dink jy ons weet beter as Paulus vandag? Nee, ons verkondig Jesus. Ons verkondig Jesus Christus, die gekruisigde. Ons verkondig ons nie onsself nie, ons verkondig Jesus Christus vanmôre. En daarom is dit so belangrik, en daarom het ek my tema van my boodskap gemaak, nou net terug gaan soontoe na my PowerPoint toe. Daarom het ons die boodskap vanmôre gemaak, en die tema van ons boodskap gemaak vanmôre, hierdie mooi vers, die nood in die kerk. Kyk nou mooi, is geredde ouers, geredde oupas en oumas, geredde aanneemouers. Ons nood in die kerk vanmôre, geliefdes, is nie goeie ouers nie. Jy's so goeie pa. Nee, jy kan nie, wees 'n goeie pa asseblief. Maar of nee, my pa is 'n baie gelowige pa. Moenie net 'n gelowige pa wees nie. Of my pa is 'n pragtige kerk, my pa is 'n kerkmens. Nee. Jou pa en jou ma en jou oupa en jou ouma en jou aanneemouers moet gered wees. Hulle moet gered wees. Geliefdes, en hierdie teks in Handelinge 16 vers 31 het my so diep in my hart getref. Dit het my diep in my hart, en ek wil hê jy moet vanmôre, julle moet dit saam met my lees. Dis hoekom doen ek nou, jy doen hierdie goed nie vir my eie gesondheid nie. Dit vat tyd. Maar lees saam met my vanmôre wat daar staan. In Handelinge 16 vers 31, hoor hoe mooi sê dit, en hy sê in Handelinge 16 vers 1, glo in die Here Jesus Christus, en jy sal
gered word. Nou hoor nou maar daar, en ons lees nie daai deel, jy en jou huis. En dis hoekom ons vanmôre gesing het, ek in my huis, ons gaan die Here dien. Met ander woorde, ons sê vanmôre vir mekaar hierdie waarheid. Dit gaan vanmôre geliefdes oor hierdie waarheid, dat ek en my huis, ons gaan die Here dien. Nou hier is die groot ding vanmôre, daar is te veel ouers in gemeentes wat nog self in die donker leef. Daar is te veel ouers wat nog self nie die Here ken nie. Daar is te veel ouers wat nog self nie in staat is om hulle kinders na Jesus toe te lei nie. En daarom is dit vanmôre so belangrik dat ons hier moet begin pappas. Die grootste en belangrikste ding is dat as jy die Here ken, gaan jy vanmôre hierdie wonderlike waarheid verstaan vanmôre, dat jy gaan verstaan wat God vir jou het. En ek wil net gou my notas gaan kry, want ek wil gou hierdie net vir iets gou lees. Ek wil dit gou vir julle lees. Hierdie groot waarheid, daar is 'n nood in die kerk vandag, 'n nood waarin te min aandag aan gegee word, en dis die nood en behoefte aan geredde ouers. En hier is die waarheid, hoor nou mooi, papas, oupas, oumas, groot mense. Jesus wil nie net vanmôre, geluister gou, Jesus wil nie net vanmôre hê dat u moet kerk toe gaan op 'n Sondag nie, maar luister mooi, Jesus Christus wil jou hart kom nuut maak, en hy wil jou 'n nuwe mens kom maak. Want jy sien, as Jesus Christus in jou lewe inkom, en jy sal onthou, ons het nou tydens ons Pinksterreeks, en ek het vanmôre nou 'n klomp goed gebring, want ons gaan baie interaktief wees. Ek het my hoed nou vanmôre weer gebring en my brille. Jy weet, ek eers my hoed reg kry. My hoed en my brille gebring, want onthou wat ons gepreek het, die 18de Mei het ons hierdie boodskap begin preek. Jesus wil hê ek moet die lewe kom sien deur 'n nuwe bril. Onthou, hy het gekom om my geestelik te nuut te maak. Met ander woorde, ek moet weer gebore word. En wanneer God my lewe kom nuut maak, dan sien ek die lewe nou op 'n nuwe manier. Met ander woorde, hy kyk, hy sê, kyk, onthou julle ons versie 1 Korintiërs 5 vers 17, kyk, alles het nuut geword. Alles het nuut geword. En daarom onthou julle het ons daai liedjie gesing, nuwe mens, alles het nuut geword. Jy sien, die probleem is, geliefdes, daarom moet ons vanmôre verstaan, ouers, papas, oupas, oumas, wanneer Jesus Christus jou kom nuut maak deur die geboorte van God van bo, dan verander jou lewe. En jou kinders gaan sien, jy volg vir Jesus. Dit gaan nie vir hulle gaan oor die feit dat jy op 'n Sondag in 'n kerk sit, want jy sien, ons het dit gemaak oor die instellings. Jy moet na kerk toe gaan, as jy nie kerk toe gaan, jy hel toe gaan. Broer, suster, jy gaan nie hel toe omdat jy nie kerk toe gekom het nie, jy gaan hel toe omdat jy sonder Jesus sterf. En dis hoekom ons kinders, en daarom sê ons in 2 Korintiërs 5 vers 17, luister mooi, want wat ons sê, almal kyk na die lewe deur 'n bril. En party mense kyk na die lewe deur hulle kerkbril. Of deur hulle godsdienstige opvoeding. My ma het my godsdienstig groot gemaak. Dis baie mooi, maar dit is nie genoeg nie. En dis hoekom ons vanmôre vir mekaar hierdie waarheid kom sê. Ons lewe, ons wil hê vanmôre, daarom wil ons vanmôre sê, papas, Jesus soek 'n geredde pa. Oupas, hy soek 'n geredde oupa. Of die klein kindertjies van Jesus te vertel, om hulle te vertel. En nou het ek hier geskryf, wat moet hy hulle vertel? Dis, en ek wil dit gou hier vir hulle sê, ouers moet nie net fokus om ons kinders die Bybel te leer en hulle kerk toe te bring nie. Nee, dis goed, jy moet dit doen, dis nie al nie. Ons moet ons kinders leer dat hulle 'n verlosser nodig het. Dat almal het gesondig en ons kinders ook. En hoor hoe hy sê daai teks vir ons daar in Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig, ons kinders ook, en ons het nie deel aan die heerlikheid van God nie. En daarom sê die Bybel, tensy jy nie weer gebore word, sal jy die koninkryk van God nie sien nie, en jy sal dit nie ingaan nie. En daarom is die groot taak en die voorreg en verantwoordelikheid vir elke ouer en vir elke oupa en vir elke aangeneme papa en aangeneme mamma om ons kindertjies na Jesus toe te lei. Dis ons verantwoordelikheid, om hulle te help om uiteindelik by die Here uit te kom. Want geliefdes, as ons dit nie gaan doen nie, wat ons hierdie waarheid verstaan, as ons ouers nog in die donker is, as ons vanmôre nog self nie die Here ken nie. Ek meen geliefdes, ek wil vanmôre vra, hoe op aarde gaan jy jou kind na die Here toe lei as jy nog nie die Here ken nie?
As jy nog self nie by die Here is nie. As jy nog self vanmôre net op 'n godsdienstige, kom ons sê, goeie mens op daardie pad is. Ek sê vanmôre, as ons die evangelie in die kerk nie verstaan nie, gaan ons kinders die evangelie ook nie verstaan. Want wat sê Paulus? Die evangelie is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. En dit wat ons vanmôre vir mekaar kom sê, dis die evangelie. Paulus sê, ek skaam my nie. En hoor wat sê, oor die evangelie nie. Hoekom? Want dis die krag van God wat red. Liefdes toe, in Handelinge toe daardie Christene uitgegaan het, en hulle die woord van God gaan preek, was die eerste ding wat hulle gepreek het, het hulle gaan preek oor Jesus. Ek wil amper sê, die eerste ding is jy jou oë in die kerk oopmaak, as jy 'n kind, ek wil amper sê, die eerste ding as die kind die sondagoggend vir die eerste keer in die kerk kom, of vir die eerste keer by 'n sondagsskool kom, is die eerste ding wat daai kind moet hoor is, Jesus het vir jou gesterf, en het jy al jou hart vir die Here gegee. Het jy al tot bekering gekom, my kind? Het jy al jou hart vir Jesus gegee? Maar dis nie wat die kerk gedoen het nie. Jy moet my help as ek verkeerd is. Nee, welkom, ons gaan jou die Bybel leer, en dis mooi, en ons gaan jou van God leer, maar verstaan, en ons gaan jou van Jesus leer, maar ons gaan jou nie leer dat jy ook by die Here moet uitkom. Ons gaan jou nie leer dat jy 'n verlosser nodig het. En geliefdes, iewers moet ons hierdie waarheid vir ons kinders kom leer. Jy sien, want wanneer ons in 'n gemeente is, daar is ouers in gemeentes wat kerk bywoon wat nog nooit weergebore is nie. Wat die Here se genade ken, maar dit nog nooit self ontarm het nie. Daar is ouers wat geestelik, luister nou mooi, daarom is die geestelike rol kan vervul om hulle huis te lei in die waarheid nie. Hoekom? Want hulle ken onsself nie die Here nie. En geliefdes, dis die probleem vandag in die kerk. Ons moet vanmôre, wil ek weer sê, hoe loop ons die pad? Weet, ons het ons altyd gesê, ons word nou naamborde. Soos as jy op 'n hoek van 'n straat gaan. Luister gou, as jy op die hoek van die straat gaan, dan is ons 'n naambord. Ons wys die rigting aan, maar ons loop dit nie self nie. Ons moet dit self loop, ons moet voorloop, ons kinders moet dit kan sien. Hulle moet kan sien dat ons lewens aan Jesus behoort. En daarom is dit so belangrik dat ons hierdie waarheid vir mekaar sê. Daarom ervaar ons kinders, luister mooi, ons kinders word groot gemaak sonder die leer van ware bekering en redding. Gesinne word die evangelie afwesig. En gesinne is die evangelie afwesig. Die volgende geslag wat geestelik swak gaan wees. Hoekom? Want geliefdes, ons probeer God dien in ons eie krag deur godsdienstigheid. En daarom vanmôre wil ek vanmôre vir ons pappas kom sê, God, oupas, ek wil vir ons aanneem pappas sê, God soek 'n geredde pa. Amen. Want wat sê hy? Toe daardie trompbewaarder daardie nag, toe daardie deure van die selle oopgegaan het, en daardie oomblikke toe hy sy eie lewe wil neem, toe sê Paulus vir hom, moenie jouself seermaak nie. En dan vra hy vir hulle, wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Dan sê hy, glo met ander woorde, geloof is nie net 'n ding wat jy met jou mond sê nie. Geloof is jou hele lewe. Glo, sit in. Broers en susters, ons verstaan die gedagte van in. Iets wat binne-in is. Nie glo aan die Here nie, maar glo in die Here. Ek kan baie keer sê, nee, ek glo aan jou. Maar wanneer sê, mooi, maar ons verstaan nie verskil as ek sê, ek glo in jou. Dit beteken jou trust, jou vertroue is in, kom nou, is in my. Sien, hier is die ding, waarin is my vertroue vanmôre? Sien, my vertroue is in. Daarom sê hy heeltyd, die wat in hom glo. Dan sê dit so mooi, die wat in hom gesterf het. Dis Johannes, daai mooi teks in Johannes 11, onthou julle Lazarus sterf, dan sê Jesus, hoor wat Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in, nie aan nie, wie in my glo. Beteken sy vertroue is in hom, in hierdie Here Jesus. Die een wat vir ons gesterf het, die een wat ons spreek Christus, wat gekruisig is. Ons spreek Jesus Christus as Here, geliefdes, dis in hom wat ons glo. In hom, ons vertroue is in hom, om eendag hemel toe te gaan. Ons vertroue is in hom, om hierdie nuwe pad te loop. En dis wat ons gesê het tydens Pinkster, as my vertroue in hom is, gebeur daar iets met my. Die Heilige Gees kom binne in my, ek word weergebore, ek word nuut uit God gebore. Ek kry 'n nuwe manier na die lewe te kyk, 'n verhouding met Jesus. En luister maar, ons het ons hele Pinkster lank gepreek oor, dan leer ek die Heilige Gees ken.
Julle wat nou nie was, ons het so 'n boekie in Pinkster. Dan leer ek die Heilige Gees ken. En die Heilige Gees kom maak my nuut, en ek het 'n verhouding met die Heilige Gees, en die Heilige Gees is die allos parakletos, die ander trooster wat nou Jesus in my kom verheerlik. Amen. Geliefdes, dit maak 'n wêreldse verskil. En nou, en ek wil julle aanmoedig, by julle wat julle boekies gekry het, en wat nie boekies het nie, asseblief, julle kan regtig kry, ons het die vragies het ons ingevul vir julle. 'n hele boekie wat gaan oor die Heilige Gees. En nou wandel ek, en die Heilige Gees, hy kom om my te lei, hy kom om my te help, hy kom om my te vorm, hy kom om my te meer en meer te maak as Jesus, die vrug van die Gees. En geliefdes, dit maak die verskil. Dit maak die verskil in ons lewens. Want wat gaan nou gebeur? Ek wil nou net een teruggaan. Wat gaan nou gebeur? Wat gaan gebeur? Dit gaan gebeur nou dat, wanneer ons ouers persoonlik die Here ken en 'n nuwe hart het, die Heilige Gees ons gaan lei om ons rol as ouers te vervul, om jou rol as pappa te vervul. Wie gaan jou help? Die Heilige Gees. So ek het vanmôre gou iets saamgebring. Ek het my dishwasher, nee, dis nie die Sunlight seep gebring. Ek het 'n hamer gebring vanmôre, want ek gaan skorrelgoed was vanmôre. Is dit oukei? Is dit reg? Kan ek gaan skorrelgoed was? So, is daar iemand 'n probleem daarmee? So ek gaan gou 'n bietjie skorrelgoed was. Kan ek vra, was 'n mens met hamer skorrelgoed? Kyk, man sal graag wil dan sy mee skorrelgoed om te was nie. Nee, ek het vanmôre vir julle gewys met hierdie hamer van my. Ek het vanmôre vir julle, ek wou dit gou demonstreer, sorry, daar gaan alles af. Sit net terug. Ek het nou vanmôre hierdie ding van my saamgebring. Julle weet, hierdie is 'n wood splitter. Nou wat ek gewoonlik met my hamer doen, ek sit die houtjie daarin, nou slat ek hom deur die hout. Jy sien, hierdie hamer was gemaak vir 'n doel, 'n purpose. Geliefdes, God het alles in hierdie wêreld geskep met 'n doel. Luister mooi, pa's ook. Oupa's ook. Annie en papa's ook. Vir 'n doel. Nie om skorrelgoed te was nie. Want jy was nie skorrelgoed met 'n hamer nie. Amen. Jy bak nie koek met 'n haardroër nie. Wat gebeur jy? Gebruik haardroër of wat? 'n bietjie hare mooi te blaas. Kom nou. Geliefdes, daarom moet ons pappas, moet ons ouers en ons oupas en ons oumas en ons aan en pappas en mammas moet hulle gered wees, sodat die Heilige Gees hulle kom wys wat is hulle purpose, wat is hulle doel as pappas en oupas. En een van die eerste doel wat die pappas en oupas en oumas het om hulle kindertjies na Jesus toe te lei. Amen. Kom nou. Nie om ons kindertjies godsdienstig te maak nie, nie om hulle Sondag net in die kerk te kry nie, nee, maar dat hulle die Here wat aan die kruis vir hulle gesterf het, in hulle lewe gaan van. Amen. Of jou kleinkinders. Sê wat dalk al. Sê dominee, my kinders is groot, maar jou kinders het kinders. Jy's 'n oupa. Wat leer jy jou kinders? Sien jou kinders, oupas en oumas. Sien hulle dat jy jou hart vir die Here, sien hulle dat jy jou lewe in Jesus, vertel jy hulle dat hulle nodig het, dat hulle ook gesondig het, en dat hulle redding en vergifnis by Jesus, en lei julle, kan julle na Jesus toe lei, dis ek kom bid 'n gebed saam met pappa of mamma, kom ek lei jou na Jesus toe. Geliefdes, wanneer dit gebeur, dan verander dinge. En dan gaan ons begin verstaan, en ek het hierdie gou vir u saamgebring, dan gaan ons hierdie paar belangrike dinge. Ouers is God se rentmeesters. Papas, mamas, ons is God se rentmeesters. Dit beteken, luister mooi, ons moet hulle die waarheid leer. Ons is aangestel om God se hart, sy waarheid en sy sorg en liefde te weerspieël. Weet julle wat gebeur baie kere? Onthou, vir alle pa. Onthou, 'n pa se verantwoordelikheid is, hy is soos 'n refleksie van God hier op aarde. Want onthou, God word 'n pa genoem, Vader.
Ons bid mos, onthou julle mos die Onse Vader, bid ons Onse Vader. Dis 'n beeld wat vir God gegee word. En hoor nou mooi, ek en jy as 'n pa moet iets van God se Vader en iets van God se vaderliefde aan ons kinders te kom speel, kom demonstreer. En dis wat baie keer gebeur. Kinders dien baie keer nie die Here as gevolg van ons. En ek wil regtig vir u sê, ek kom nie vanmôre om u te kom beskuldig nie. Ek het ook baie geval. Ek was soms so besig om die gemeente vir die Here te wen en siele vir die Here te wen, dat ek nie altyd by my eie kinders uitgekom het nie. Ek het maar aanvaar, hulle moet maar iewers dit self uitvind. En dan kom jy op 'n stadium, veral dominees, hoekom dien baie dominees se kinders nie die Here nie? Want dit is ons dominees se skuld. Want ons is besig om die gemeentes en om die wêreld vir Jesus te wen en ons vergeet van ons huise. En dan word ons eendag wakker. Dan sien ons kinders uit die pad byster geraak. Dan moet jy maar diep gaan en weer gaan diep refleksie doen. En vir die Here gaan sê, is jammer, omdat jy hulle verwaarloos het. Geliefdes, dit begin vanmôre, hoor nou mooi, dit begin in jou huis. Dit begin in jou huis. En ons vergeet dit baie keer. Is ons besig om in ons huis goeie rentmeesters te wees. Is ons besig in ons huise om vir ons kinders iets van God se liefde te wys. Om vir hulle te vertel van die wonderlike geskenk van die ewige lewe wat Jesus vir hulle betaal het aan die kruis. Moenie jou kind net kerk toe bring nie. Kinders, julle moet ook verstaan, julle moet kies. Vanmôre geliefdes, God het nie klein kindertjies nie. Jou kinders is nie vanmôre op pad hemel toe omdat jy God ken nie. Ons kinders is nie op pad hemel toe omdat hulle iewers as babietjies gedoop is, nie sogenaamde verbondsdoop nie. Ons kindertjies is nie op pad hemel toe vanmôre, hoor nou omdat hulle voorgestel en aangeneem is nie. Ons kinders is alleenlik op pad hemel toe omdat hulle ook 'n keuse vir Jesus gemaak het. En weet jy wat, jy kan nie daai keuse vir jou kind maak nie. Jy kan daai lewe vir hom voorbeeld, jy kan die rentmeester wees. Ons ouers is natuurlik ook daar om te voorsien, ons pappas, maar ook ouers vandag, om te voorsien vir ons kinders se fisiese behoeftes, hulle emosionele behoeftes, hulle geestelike behoeftes. Ons is daar om vir ons ouers te leer, om hulle te dissiplineer in die liefde van die Here. Dissipline is 'n toonbeeld van liefde. Geliefdes, as ons kinders, pappas, as ons kinders dissiplineer, moet ons altyd onthou, dit moet in liefde wees. Want die Here tugtig die wat hy lief het. En ek meen, almal van ons, of dit oupas en oumas is wat soms met kinders en kleinkinders. Onthou, dis altyd in liefde. Ons is daar om ons kinders die liefde van die Here te wys. Alle tugtiging behoort in liefde gedoen te word. En uiteindelik, geliefdes, moet ons kinders help om te verstaan wat God van hulle verwag. Ouers moet vir hulle kinders bid. Pappas, ons moet vir ons kinders bid. Ons tree in vir God vir hulle beskerming. Ons tree in God vir hulle toekoms. Ons tree vir God in vir hulle gesondheid, vir hulle geloof. Ons tree vir God in vir hulle toekoms. Ja, oupas en oumas vir jou kleinkinders. Want jy sien, onthou wat ek gesê het, as die Heilige Gees in ons kom, gaan hy ons kom help om die design te verstaan. Hierdie hamer se ontwerp wat ek gebruik is om my hout te split deur hierdie splitter. Dis nie om my vrou se skorrelgoed te was nie. Maar wanneer die Heilige Gees kom, geliefdes, dan bring hy ons en laat ons verstaan wat is die purpose. Dan verstaan ons. Die Heilige Gees kom lei ons. Hy kom lei ons nie net om ons kinders na Jesus te lei, hy lei ons aan rentmeesters, hy lei ons om vir ons ouers kinders te voorsien, om die karakter van God aan ons kinders te openbaar. Hy leer ons en lei ons om vir ons kinders te bid. Hy lei ouers om 'n voorskrif of 'n voorbeeld te wees. Dit laat my dink aan hierdie pappa wat daar in die kroeg sit. En nou is hy al nou 'n paar lekker kappe gegooi. Nou half al mooi lekker op 'n stasie. Jy weet, ek nou sê, kan ek sê getrek of wat ook al, jy weet mos. Hy's nou al 'n bietjie. Nou sit hy daar en lekker half nou onder die invloed van drank. En niks oomblik staan klein Jannie langs hom. En nou kyk hy Jannie en sê, Jannie, hoe het jy hier gekom? Hy sê, nee papa, ek het net jou voetspore in die sneeu gevolg. Geliefdes, as ons kinders ons voetspore volg, waar gaan hulle kom? Waarheen lei ons hulle? Mamas,
Waarheen lei ons hulle? Oumas, oupas, waarheen lei ons hulle? Waar is ons aanneemouers? Waarheen lei ons hulle? Geliefdes, daarom wil ek vanmôre vir julle sê, deur die Heilige Gees, en ek wil dit weer beklemtoon, dis hoekom ons geredde ouers nodig het. Want deur die Heilige Gees gelei, sien julle, die Heilige Gees gelei word in hulle, die Heilige Gees lei ons in hierdie rol as ouers. Sien julle, die Heilige Gees lei ons in hierdie rol as ouers. Maar daarom moet jy die Heilige Gees hê. En jy kan die Heilige Gees net hê as jy gered is. Jy kry nie die Heilige Gees op 'n ander manier nie, mense. Die nuwe verbond, ons is nie in die ou verbond, ons is in die nuwe verbond. Deur die dood en die kruisiging en die opstanding van Jesus, deur vergifnis van sondes, kry ons die Heilige Gees. En wat gaan gebeur dan? Luister mooi. Daarmee sal ons huise plekke word waar die krag van die evangelie ervaar word. Die krag van die evangelie gaan ervaar word. En weet julle wat, ons het in die laaste klompie jare so in ons eie huis ervaar. En weet julle, en ek dank die Here, dit gaan nie net altyd oor ons, en ons dank die Here vir plekke waar ons kinders kan gaan, waar hulle die evangelie hoor. As ons dink aan ons kind Roan, en hoe God daai kind se lewe omgedraai het. Dan dank ek die Here, as ek dink aan my oudste seun, hoe die Here hom terugbring. As ek dink hoe die Here werk in my middelste seun se lewe, dan besef ek net, Here, ons as ouers, ons as papas, het 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid om ons kinders na Jesus toe te bring. Want geliefdes, Jesus is die deur na alles. En dis ons probleem in die Nuwe Testament. Ons maak dit oor God. Nee, jy kan nie na God toe kom as behalwe deur Jesus nie. Want Jesus sê niemand, Johannes 14 vers 6, onthou nou, niemand. Kan ek gou vir julle vra, is niemand nie? Niemand is ook nie jy nie. Niemand gaan na die Vader sê Jesus behalwe deur my nie. Deur Jesus word God my hemelse Vader, nie deur geliefdes. God het net aanneem kinders of hy het gebore kinders. Deur die aanneming van Jesus of deur die geboorte uit God, deur die Heilige Gees wat ons wedergeboorte noem, word God nou my hemelse Vader. God kan nie hemelse Vader op 'n ander manier word nie. Net so kan jy die Heilige Gees nie ontvang nie. Sien jy hoekom ek sê Jesus, hoekom preek Paulus Jesus? Want Jesus is die weg na alles. Deur Jesus ontvang ons die Heilige Gees. Die derde persoon in die goddelike drie-eenheid. Deur Jesus ontvang ek die Heilige Gees, ek word nuut gebore. Daarom preek ons Jesus. Halleluja! That's why we praise Jesus. Want deur hom kom ons na die Vader, deur hom ontvang ons die Heilige Gees, deur hom ontvang ons 'n nuwe lewe, deur hom kry ons nou die nuwe, word ons sien ons die lewe nuut. En kom woon die Heilige Gees in ons, en nou lei die Heilige Gees vir jou en my, papas, mammas, oupas, oumas, kinders, kom lei die Heilige Gees ons om vir God te leef. Die krag van die evangelie het ek al so baie gesien, ouer kinderhuise wat in 'n toestand is. As jou kinders se lewe vanmôre 'n gemors is, bid vir hulle redding. Moenie vir hulle kwaad word nie, bid vir hulle redding. Want weet julle, ek het al so baie gesien in huise. Pa drink. Ek vat my eie huis. 'n Pa wat drink, hy slaan sy familie stukkend. Was chaos in hy huis. Dan kom hy pa tot bekering. Dan kom hy pa tot redding. Dan vir alles. Dan vat hy sy kinders som na kerk toe. Na die diens toe. Ek meen, my pa ek het in so 'n huis groot geword. En ek bedoel, toe ek die Here vind, het ek natuurlik vir almal gesê, vir niemand stil weet, ons het getuig, vertel, laat die hele wêreld weet. En ek sal nooit vergeet nie, hoe baie ek het met my pa gegaan, papa, jou probleem is, ek het vir my pa gesê, pa, jou probleem is, jy is nie gered nie, jy ken nie vir Jesus nie. Ek het hom stryd vertel, kyk, hy het my met sy brandewynglaase gegooi, en het my eendag so met die kop geslaan. Toe sê ek, maak nie saak wat jy doen nie, maar Here is lief vir jou. En ek het hom altyd saam met my, ek was daai tyd nog daar in Brakpan, hulle sê mos Brakpan, daar is die rolplek, Boksburg en Brakpan, was ons daar in Brakpan, en ek was daar ek het daar, na my bekering, want ek het nie in 'n kerk tot bekering gekom nie, ek het buite die kerk,
daar in ons badkamer in Brakpan, het ek die Here Jesus in my lewe ingevra. En uiteindelik een Sondag aand, ek kan nie eens onthou nie, besluit sê ek gaan my pa uiteindelik die aand saam met my diens. En ek sal nooit vergeet nie, ek het saam met hom gegaan, en Dominee Paul Byl was die dominee in daai gemeente, en hy daai aand, kyk, want Sondag aande in die Evangelies Gereformeerde Kerk was dit bekeringsaande, daar's bekering gepreek. En ek sal nooit vergeet nie, ons die diens het klaar gemaak, en hy het 'n uitnodiging gemaak, soos ons ook soms maak. Steek jou hand op, as jy vanaand jou lewe vir Jesus wil gee. En my pa het sê, okay, maar nou, jy moet natuurlik, jy sluit jou oë, so jy kyk nie rond, weet, terwyl van net vir ouens se privacy, want anders gaan mense mos nie vermoedig het. En sonder dat ek weet het, my pa sy hand opgesteek. En weet julle, toe ons daai aand by die diens uitstap, ons was laaste, kom Dominee Paul na my pa en hy sê vir hom, oom, wil jy nie vanaand jou hart wil jy nie vanaand jou lewe met God regmaak? En weet julle, daai aand bly my pa agter en hy neem die Here Jesus aan. En weet jy wat, vir die eerste keer hoor ek my pa bid. Hy het vir ons 'n brief geskryf voor sy dood, waar hy vir ons gesê het, hy is so jammer dat hy vir my hierdie verskriklike kinderlewe gegee het. Maar weet julle wat, my pa het by Jesus uitgekom. My pa is gered. My pa is by die Here in die hemel vandag. En weet jy wat, ek wil vandag vir jou vra, papas, maak seker jy is gered. Moenie net tevrede wees met kerk toe gaan, jy moet gered word, dat jy weet Jesus is jou verlosser. En ek wil vandag vir julle sê, ek het gesien, luister, daarom sê ek vanmôre, en ek het dit baie in die bediening beleef, die krag van die evangelie. En wat sê die Bybel? Die krag van die evangelie. Paulus sê, ek skaam my nie. En ons kinders sê dit mos, onthou julle, ek skaam my nie. Waar is ons kinders? Ek skaam my nie vir die evangelie van Christus. Want wat sê Paulus? Dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Wat? Die evangelie. Ek sal vir julle die evangelie preek tot die dag dat ek doodgaan hierso. Ek sal vir jou die evangelie preek totdat jy seker waaragtig is jy's gered. Geliefdes, want ons soek geredde papas, ons soek geredde mammas, ons soek geredde oupas en oumas, ons soek geredde aanneem papas en mammas. Hoekom? Want daai papas en mammas gaan hulle kinders na die Here toe lei. Daai papas en mammas gaan dit lewe en ons kinders gaan dit sien, my kind. Hier dien 'n mamma die Here. Hier is mammas wat gered is. Nie net religious nie, maar gered. En weet julle wat? Ons gaan die waarheid vir ons kinders leef. Ons gaan nie vir hulle sê, maak soos ek sê nie, ons gaan vir hulle sê, maak soos ek maak. Wat het Paulus gesê? Wees my navolger soos ek van Jesus is. Volg my na soos ek Jesus volg. Amen. Broer en suster, die krag van die evangelie verander mense se lewens. En dan sê ek vanmôre, die kerk het ons nood aan geredde papas. Waar die evangelie is, waar ons kinders groot word in die vrees en in die respek en in ons ontzag vir die Here. Daar waar mense Jesus Christus ken. Dis daar waar kinders geleer word van die vrees of die respek vir die Here. Dis daar waar ons vir ons kinders sê, my kind, daar was so 'n mooi stadium wat die kinders so 'n bandjie gedra het, onthou julle, what would Jesus do? Ek kan vir my kind sê, Jesus sou nie dit gedoen het nie. Maar partykeer is ons kinders ons sê, pappa, Jesus sou nie dit gedoen het nie. Amen. En daarom vra ons mekaar, what would Jesus do? Jy sien, en dan gaan ons kinders begin groot maak in die vrees van die Here, want die Bybel sê die vrees van die Here is die begin van alle wysheid. Maar partykeer raak ons as ouers so opgevang in hierdie wêreld, ons hardloop so rond vir die wêreld. Ek is ook daar, my kindertjies in hulle sport. Ja, ons het die Here gedien, maar dit het belangriker geword. En toe kom wys die Here vir my, jy kan nie goeders voor my sit nie. Jesus sê dat God, wat sê die Here, hy moet eerste wees. Soek eers die koninkryk. En so die Here vir ons jongste seun Roan, wat sy hele lewe het gegaan oor sy pleinbal en het al sy getuienis kom gee. En toe daardie drome van hom in mekaar val. Hy sê Roan, hy het niks om voor te lewe nie. Want hy het vir wat gelewe? Vir sy sport. En toe kom wys God hom, daar's iets beter waarvoor jy kan lewe. En Jesus sê, jy kan lewe vir my. En Here, hy kan sy lewe verander.
Ek meen al wat daai kind wil doen is, hy wil vir God lewe. Hy wil die koninkryk uitbou, hy wil vir die Here werk, hy wil vir die Here. So ja, ons almal maak foute as ouers. Maar weet julle wat is die wonderlikste ding? As ek en jy nog leef, is dit nie te laat. Geliefdes, hoor vanmôre, die dag as jy sterf, is daar niks meer wat jy kan doen nie. Jy kan nie jou kind na die Here toe lei nie, jy kan nie regmaak nie. Maar luister, solank daar lewe is daar hoop. Dis die wonderlikste ding. Want na die graf, onthou julle toe Isak Burger hier was, Dr. Isak, en hy gepraat het oor Lazarus en die ryk man. En onthou jy wat hy gesê het, toe die ryk man sterf, en aan die ander kant van die graf kom, toe was dit te laat. Hy kon nie meer daar regmaak nie. Dan sê hy vir Vader Abraham, asseblief, stuur my na my boeties toe, sodat ek hulle kan gewaarsku dat hulle nie in hierdie plek kom nie. Dan sê hy vir hom, wat jy moes jy gedoen het terwyl jy gelewe het. Liefdes, ons kan nie eendag as ons dood is, jy kan nie wag tot jy doodgaan, wanneer jy het, amen, kom nou, so prys die Here, jy moet dit doen terwyl jy lewe, terwyl jy hier is, en daarom sê ons, sal ons huise plekke word waar die krag van die evangelie ervaar word, sal ons huise plekke wees waar die waarheid gelewe word, sal ons huise plekke wees waar ons kinders die Here vrees, respek en eerbied vir God het, wanneer ons as ouers by die Here uitkom. Geliefdes, ek wil afsluit. God wil vir ons nuwe mense maak. In 1 Korintiërs 5:17 sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Ons kom in Christus deur reddende geloof in Jesus. Met ander woorde, in my geloofsvertroue in hom wat vir my gesterf het. Kom ons sê daar. In my geloofsvertroue in hom wat vir my aan die kruis gesterf het. En ek vertrou hom nou alleen vir my verlossing, vir my redding en vir die hemel. Sê altyd niks anders en niemand anders nie. En deur daardie geloof in hom ontvang ek die Heilige Gees. En die Heilige Gees kom skep in my. Die Bybel sê dit so mooi, hy skep in my 'n nuwe skepping. Die Griekse woordjie ktissis beteken letterlik 'n creation. Soos God die wêreld geskep het. God het hulle in die begin man en vrou geskep. En nou word ek 'n nuwe mens in Jesus. En deur die vernuwing van die Heilige Gees en deur die woord van God word ek dag vir dag, elke dag vernuwe na die beeld van God my Skepper. En bring God my uiteindelik ook uit, luister nou mooi, begin God my ook te help om by sy, hoor nou mooi, by sy goddelike orde in te skakel. Onthou geliefdes, ons moet verstaan, ons het met God se orde te doen, nie mense se orde nie. Goddelike orde. Hy is die Skepper. Hy skep hulle man en vrou. Hy skep hulle mammas en pappas. En hierdie man en vrou gaan by mekaar kom en hulle gaan wat doen? Hulle gaan voortplant, hulle gaan babietjies hê. Kom nou, weet julle nie waar babietjies vandaan kom nie? Kom nou. Hulle gaan kinders hê. En nou gaan hulle God kies uit 'n mamma om 'n mamma te wees en 'n pappa om 'n pappa te wees. Want hulle het rolle. Jy sien, ons praat van design. Ek sê altyd vir mense, God is 'n designer. Hy skep goed om op 'n sekere manier te werk. Pappa moet die hoof wees, pappa moet die verantwoordelik wees, pappa moet die leiding neem. Op die einde van die dag, geliefdes, daarom moet ons vanmôre verstaan, jy kan dit nie doen as jy nie gered is nie. Jy kan nie. My gebed vanmôre is, Theo, kan ons net gou weer daai liedjie speel, ek in my huis. En kom ons sing hom vanmôre, kom ons gaan hom net gou weer luister. Kom ons gaan vanmôre sê, Here, laat ons geredde pappas en mammas wees. Want ek en my huis, ons gaan die Here dien. Jy kan of ons speel, jy kan terugswaai na jou, dit is reg. Kom ons luister hom net gou weer. Dis 'n 1 minuut. Ja. Kom nou. Sien ek in my huis, ons sal die Here dien.
sal die Here dien. Want sien sy aan die brand. Steek ons aan die brand. Ek en my huis kom na die Here dien. Amen.